Kom ons praat 'n bietjie oor die heel eerste gemeente in Handelinge. In Handelinge 2 lees ons Petrus het hierdie groot boodskap gepreek en die mense gevra wat moet ons doen? En in Petrus 2 vers 38 lees ons en Petrus het hulle gesê, julle moet julle bekeer en laat doop en die Here sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Geestesgawe ontvang en daardie dag het daar oor die 3000 mense tot bekering gekom. Wel, dis 'n instant gemeente, just add water and stir. En daar's die gemeente en 'n mens sou dink dat hierdie gemeente nie sonder probleme was nie. Wel, hierdie gemeente het hulle eie probleme gehad, net soos wat elke gemeente probleme het. In Handelinge 6 vers 1 tot 2 lees ons dat skielik geweldige probleme hulle kop uitgesteek. Hier was verskillende mense in die gemeente, hulle verskillende idees gehad, hulle verskillende behoeftes gehad en wat het toe gebeur? Die mense het begin murmureer en kla en gesê hulle word nie versorg nie en dit is werklik wat gebeur het. Mense was afgeskeep. Die Grieksprekende Jode en die Hebreëse Jode in Jerusalem het teen mekaar beskuldig en gesê, ja, maar die Joodse leiers trek die Hebreësprekende Jode voor bo die Grieksprekende Jode en dit was hierdie konflik wat gedreig het om die gemeente te skeer en eintlik die probleem was, daar was te min werkers, daar was baie werk en min mense om die werk te doen. Nou, wat het verkeerd geloop? Hoe het dit gebeur? Ek bedoel, as ons net kyk in Handelinge 1 vers 14, lees ons die disippels en die mense het bymekaar gekom, hulle was eensgesind en saam gebid. Ons lees in Handelinge 2 vers 42, hulle het volhard in die Gees se leer en ons lees in Handelinge 2 vers 44, hulle het alles met mekaar gedeel, selfs alles verkoop en gedeel. In Handelinge 4 vers 32 lees ons, hulle was hart en siel in die werk van die Here. En in Handelinge 4 vers 33 lees ons, hulle het hard gewerk vir die Here, hulle het niks teruggehou nie. En dan in Handelinge 4 vers 36, hulle was vrywillig en vrygewig en alles het net mooi geloop. Klop disselboom en skielik loop alles skeef. En dit laat 'n mens wonder, hoekom loop goed skeef in die gemeente? Wel, die antwoord is van ons mense. Mense maak foute en mense het behoeftes. En ons verskil, net die feit dat jy en ek van mekaar verskil, maak dat as ek en jy gaan saamwerk, gaan ons baie keer 'n bietjie koppe stamp en ons skouers skuur. Nou oké, hier is nou 'n probleem wat nou gemaak. In Handelinge 2 vers 44 lees ons hoe hulle dit reggestel het. Eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het mislukking geweier. Hulle het geweier om mislukking te aanvaar. Hulle die mense laat by mekaar roep en hulle het gesê, hoor ons gaan 'n oplossing kry julle vir julle 7 mans wat bekend is dat hulle gevul is met die Heilige Gees om ons te help met die werk. So, die tweede ding wat hulle gedoen het, hulle het hulle tekortkoming erken. Hulle het gesê, hier's werklik 'n probleem. Hulle het nie net vir die mense gesê, hou op kla nie. Hulle het hulle gesê, luister, ons gaan 'n plan maak. En die leiers het by mekaar gekom en hulle het saam gebid en die Here gevra vir uitkoms. Dan, nog 'n ding wat hulle gedoen het, hulle het die lidmate se bekwaamheid erken. Hulle het gekyk na die gemeente en gesê, weet jy, ons kan net soveel doen. Ons het nodig dat julle vir ons moet help. En dan, die leiers het gefokus op die herstel. En wat was die herstelpad? Hulle het die gemeente gemobiliseer. So wat was die uitkoms? Wat? Hulle het dit gedoen? In Handelinge 6 vers 5 tot 7 lees ons die uitkoms. Skielik is die eensgesindheid herstel. Die blydskap tussen die mense is herstel. Die woord word weer gepreek. Lidmate begin weer saamwerk. Almal voel versorg en die kerk groei dat selfs priesters tot bekering kom. So, hier is belangrik dat my en jou fokus op die regte plek moet wees. Afhangende van jou rol in die gemeente, moet jy weet jy het 'n spesifieke fokus waar jou fokus moet wees binne in die bediening. Die leiers se fokus in die gemeente moet wees dat hulle in die regte verhouding met Jesus staan. Ook in die regte verhouding met die gemeente. Hulle moet hulle fokus sit op die woordbediening, hulle moet hulle fokus sit op gebed en op die bestuur van die gemeente. Die lidmate se fokus is egters effens anders. Hulle moet ook fokus op hulle verhouding met die Here, maar hulle moet fokus op eensgesindheid en samewerking. Nog 'n belangrike fokusarea is diensbaarheid en dan natuurlik versorging. En wanneer die leiers op die regte plek fokus en die gemeente fokus op die regte plek, dit is wanneer ons sterk momentum kan kry in die Here en seker maak die werk word in die gemeenskap gedoen. Partykeer beklei die mense so in die binnekant met mekaar dat hulle vergeet ons vyand is eintlik in die buitekant. En daarom moet ek en jy seker maak dat ons fokus is op die regte plek in die bediening.